episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Jonker Venter. Baie welkom aan al die luisteraars. Ons is vandag weer by episode van ons apologetiek reeks. Ons is by ons 3de episode. Ons sien ook baie uit daarna om saam te luister. In ons eerste episode het ons dan gekyk na die inleidende definisies van wat is apologetiek en wat dit als behels. En dan het ons in die tweede episode bietjie meer tegnies geraak, bietjie meer lerend van aard, gekyk na die verskillende benaderings van apologetiek. En dan wil ons vandag bietjie dieper indelf op die gereformeerde apologetiek. En daarvoor sê ek ook dan baie welkom aan my mede-kollegas, Gerry van Ryn en Niklas Pinaar. Ek wil amper weer eens 'n nuwe verwelkoming gee van Nik, want jy was so lanklaas hier. So baie welkom julle. Ek hoop dit gaan goed met julle elkeen. Môre Jonker, môre Gerry, is lekker om julle weer te kan sien en hallo luisteraars. Ja, is lekker om hier te wees vandag. Ja, nou vandag gaan ons verder kyk na die gereformeerde apologetiek soos ek sopas gesê het. En ons het hierdie episode en reeks kan dikwels baie keer tegnies voorkom, asof dit baie teorieë is en moeilike konsepte om te verstaan, amper filosofies van aard. En daarom het ek dit goed gedink om dit bietjie ligter in te rig, om so bietjie te kyk na 'n historiese aanloop van waar kom gereformeerde apologetiek vandaan. Ons het die vorige episode so effens daarvan gehoor, dat dit nie net uit die lug uitgeval het nie, maar dat dit 'n aanloop gehad het in die geskiedenis. So daarom gaan ons vanuit daardie geskiedenis so bietjie kyk. Ons gaan dit in 3 dele opdeel, ons episode. So ons gaan eers kyk na die historiese aanloop. Dan gaan ons kyk na die historiese ontwikkeling van die gereformeerde sy van apologetiek, Cornelius van Til, Greg Bahnsen en John Frame. Daar's natuurlik baie ander, maar ek dink dit is die 3 hoofmanne, kan 'n mens maar sê. Daar's natuurlik ander soos ek gesê het. En dan sal ons aan die einde van hierdie episode bietjie stil staan by praktiese gesprekke. Hoe lyk so 'n gereformeerde apologetiese metode in praktyk? En wat is die tipiese dinge wat dit aanspreek? So daarom begin ons dan eers bietjie met die historiese aanloop. Nou hierdie historiese aanloop natuurlik, ons vat 'n baie kort voelvlug daardeur. Ons kan nie alles van die geskiedenis sê nie, maar ons wil graag net hoogtepunte uitlig vanuit die middeleeue af en tot en met die verligting en uiteindelik hoe die gereformeerdes dan gereageer het op hierdie bewegings of denke van die mense. Ek weet nie of daar enige inleidende opmerkings is van julle kant af nie. Die stadium geen. Nee. Geen antwoord is ja, stil bly is ook 'n antwoord, sê hulle. Goed, ek wil dan kyk na wat ons in die vorige episode ook genoem het. Waarom is daar verskillende apologetiese benaderings? Nou vir daardie episode, om bietjie meer daarvan te weet, kan julle na die vorige episode gaan luister. Maar ons begin ook met dit as vertrekpunt, want dit is die hele draaipunt, waarom alles draai, is die vraag, is daar so iets soos absolute waarheid? En waar lê die absolute waarheid? Waarin kan jy die absolute waarheid vind? Lê dit in die rede van die mens, sy logiese denke? Of lê dit by God? En
Ja, ons as gereformeerdes en Christene glo dat absolute waarheid lê in God. Maar daar is ook die faktor van menslike rede en dat God ons geskape het na sy beeld sodat ons ook daardie vermoëns het om te kan dink. En ons het in die vorige episode bietjie gepraat van die effek van die sonde en die sondeval op die menslike gedagtes en denke. En dis juis waar die probleem lê en vanuit hierdie historiese aanloop kan 'n mens maar sê ons begin by die middeleeue en vanuit die middeleeue hoe dit veral Thomas Aquinas was wat bekend was vir sy klassieke apologetiese metode om dan by wyse van logiese redenasies en filosofiese gesprekvoering wat hulle dan noem jou natuurlike teologie, dat jy vanuit jou skepping kan redeneer, vanuit die skepping soos wat Romeine 1 sê, kan redeneer dat God bestaan. En daarvoor is hy veral bekend vir die kosmologiese argument, die feit dat daar 'n oorsprong is van alle dinge en daarom moet daar ook 'n eerste beweger wees. Daar moet 'n God wees wat alles aan die wat alles aan die gang gesit het. So dit dan nou net in kort 'n bietjie van Thomas Aquinas en die natuurlike teologie en die denke van die mens wat gebruik word om dan God se bestaan te probeer verdedig of bewys. Nick, ek sien jy wil ook graag iets byvoeg. Ja, ek dink wat belangrik is by Aquinas is dat terwyl hy natuurlik 'n Christelike denker is, en ons aanklank vind by hom, omdat hy uit die filosofie na God toe redeneer, en is dit 'n geval dat die God wat deur die filosofie bewys word, nie noodwendig die God van die skrif is. Die rede wat ek dit sê is Thomas Aquinas se argumente kan net so goed gebruik word deur 'n moslim of deur 'n Jood om te sê op grond van hierdie bewyse wat ons almal kan observeer en dieselfde argumentsvoering kan hy sê maar alles het 'n begin, alles het ontstaan en dit kan hierdie of daardie God wees. En so daar's 'n inherente leemte om uit 'n suiwere filosofiese tasting na God te soek, want jy weet God is daar, maar jy weet nog nie wie hy is nie. En dis iets van die krisis om uit die natuur uit na God toe te tas. Ja, heeltemal geldige punt wat jy daar maak. En dit is baie keer die kritiek wat gebruik word teen allerlei argumente. Jy kon dit net sowel vanuit 'n ander geloof beredeneer het of 'n ander godsdiens. Gerry, ek weet nie of jy iets wil bydra nie. Nie op hierdie punt nie, nee. Goed. So maar ek dink die punt wat ons moet raak sien is soos wat Nick mooi gesê het, Thomas Aquinas was 'n gelowige en wou by wyse van menslike redes, soos wat God ook vir ons daardie, in Engels praat hulle the faculty, hy het ons daardie vermoë gegee, die fakulteit om te kan dink, om te kan redeneer gegee, juis sodat ons dit kan gebruik om hom te dien. Die probleem het ons gesê ook in die vorige episode is waar die sonde inkom. Word die mens se beeldskap gekrenk en begin hy naderhand in sy vermoëns kan hy, jy weet, die gevalle mens, die natuurlike mens kan nie vanuit sy denke alleen verstaan of begryp of tot geloof kom nie. So hy kan God nie ken sonder God se openbaring aan hom nie. En dis waar die hele probleem lê. Maar goed, dan wil ek vinnig oorgaan na die volgende punt toe in hierdie oorsig en dit is die verligting tydperk. So ek wil net vinnig inval, Jonker, jammer, jy moet my asseblief vergewe dat ek so ongeskik is.
die hinkering na God, die rasionele hinkering sonder die skrif open ook kan natuurlik die deur waarheid oop vir die mistiek. So Thomas Aquinas was ook Rooms-Katoliek en die mistiek het 'n baie groot plek daar in hulle teologie. Want dit is nie die woord wat die finale gesag is of die finale openbaring nie. So by baie van die filosowe wat net rasioneel na God toe soek, het jy ook iewersters sou mens sê die geloofsprong, en ek sê dit in hakkies, na 'n mistiese belewenis of 'n erkenning van die God is. En ek dink die volgende ouens by wie jy miskien gaan kom as mens kom by subjektivisme, dat jy van die suiwer rede na 'n absolute gevoel toe gaan, want jy is nog nie by die Bybel om vir jou te sê wie God is. Maar ek vra om verskoning dat ek so in die rede geval het. Jammer, Jonker. Geen probleem. Nee, dis waaroor ons lekker gesels en dit is waaroor ek ook hierdie gesprekke van Scriptura so geniet, want dit is amper soos koffiegesprekke, nee, ons gesels saam en ons dink saam en ons leer ook saam. Dit stimuleer ons regtig baie goed, maar ja, soos ek gesê het aan die begin, ons wil 'n voëlvlug neem deur hierdie historiese tydperk, net om te wys hoe het ons gekom by gereformeerde apologetiek. Hoe het dit ontstaan by persone van Cornelius van Til en ander. En daarvoor kom 'n ou na die verligting tydperk toe. So weer eens, ons gaan nie in diepte hoef in te gaan op die verligting tydperk nie. Daar hoor ons baie van die mens se vermoë om self die absolute kennis deur sy denke te verkry. Met ander woorde, die menslike rede het verskuif vanaf die middeleeue in 'n baie eerlike poging om God te bewys en te verdedig teenoor die wat vra, of die ateïste. Verskuif die menslike rede deur die geskiedenis heen na 'n autonomiteit. Met ander woorde, die mens se denke word die absolute waarheid. En dit moet alle argumente moet bewys word by wyse van waarneming. Jy weet, as jy dit nie met jou sintuie kan waarneem nie, dan is dit nie bewysbaar nie, en dan is dit gevolglik ook nie waar nie. So ek wil nou nie te vinnig deur dit gaan nie, maar ons sien baie vinnig dan die ontwikkeling of die verskywing en hoe ons uiteindelik gekom het tot waar ons vandag is eintlik met die bewegings van sekularisme en relativiteit, dat alles, en ek praat nou nie van die wetenskaplike relativiteitsteorie nie, ek praat van dat alles relatief is volgens vandag se mense. Daar is nie meer 'n absolute waarheid nie. En daardie selfde proses of ontwikkeling kan 'n mens ook sien hoe geloof en kennis, klaarblyklike kennis, dan van mekaar begin skei het, soos wat ons vandag dit in uiterste vorm het, waar jou geloof eintlik baie privaat moet wees en dat jou geloof eintlik nie meer beskou word as kennis of waarheid nie, dat dit 'n baie subjektiewe ding is in vandag se wêreld volgens die wêreld. So dis eintlik maar al wat ek wou uitlig oor daardie historiese ontwikkeling oor die absolute waarheid. Goed, so wat ons toe gesien het, net tydens daardie verligting tydperk, is daar ook 'n klomp gelowiges wat opgestaan het teen hierdie groot verligting en eintlik die verhewendheid van die mens se denke, wat ons weet vanuit die skrif gevalle is. So om in reaksie daarin op te tree, kry jy mense soos Abraham Kuyper en Herman Bavinck. Daar was natuurlik baie ander, maar hulle werke het nogal deurslaggewend 'n rol gespeel
in die antwoord teen die verligting tydperk. En daarom het hulle dan die skrif laat verkondig in hulle tyd teen hierdie relativiteit of die klaarblyklike relativiteit van mense se denke. En het die gereformeerde leer baie sterk beklemtoon dat daar is nie so iets soos 'n neutraliteit nie. Jy weet dat jy vanuit 'n neutrale posisie kan redeneer met 'n autonomiese denke nie. Maar dat jy Jonker, wat beteken dit in Afrikaans? autonomiteit of neutraliteit? Alles. Goed, so as ek dit nou maar kan vereenvoudig, dan kan 'n mens sê dat jou autonome denke, met ander woorde dat jy nie God nodig het, dat jou denke op sy eie kan funksioneer en dat jy deur jou denke tot absolute waarheid kan kom, hoewel elke ou in die geskiedenis sien jy dan ook dat daardie absolute waarheid van die menslike denke het dan vervlou of vervaag na relatiewe denke, want elke ou se waarheid is nou sy waarheid. So ek hoop ek antwoord dit bietjie makliker deur te sê die autonome denke van die mens. Bedoel ek maar net God is uit die prentjie uit verwyder volgens die verligting tyd. So daai ontwikkeling van die teïsme, God bestaan, waar alle mense weet daar is 'n God, jy glo in hom of jy glo nie in hom nie, na deïsme wat sê God bestaan dalk, maar ons kan hom nie ken nie, of hy's nie betrokke in sy samelewing nie, en dan ateïsme en modernisme en postmodernisme, en so het die hele ontwikkeling gegaan van die menslike denke in die geskiedenis. En teen dit het die gereformeerdes dan, dit is nou Kuyper en Bavinck en daardie manne, gereageer. In ons eie tyd, in die 19de, 20ste eeu, was dit H.G. Stoker, wat dan ook hier in Suid-Afrika gereageer het. Jy weet, en dan sal baie ander natuurlik ook, Dooie Weerd en so aan, ons wil nou nie klomp name gooi nie, maar die punt is net, daar was gereformeerdes wat ook gereageer het op hierdie dwaling van die beweging van die tyd, van modernisme en postmodernisme. Die gereformeerde denke het dan gesê, daar is nie 'n neutraliteit nie. Met ander woorde, jy kan nie net neutraal jou denke gebruik om tot absolute waarheid te kom nie. Jy sit altyd met voorveronderstellings. Jy kom altyd met kom ons sê 'n bril op na die feite toe. Ons het in die vorige episode 'n bietjie gesels oor die werklikheid en die waarheid. Daar's 'n absolute waarheid en daar is 'n werklikheid rondom ons, maar dan vanweë die menslike sondeval kom jy altyd met 'n bril na die werklikheid toe en beskou dit as waarheid vanuit jou hoek uit. So die gereformeerdes het basies gereageer en gesê wêreldbeskouing is uiters belangrik. Die vertrekpunte wat jy gebruik om absolute waarheid te probeer ontdek. En so het hulle dan eintlik tot die punt gekom dat daar sal altyd tussen die gelowige en die ongelowige 'n teenstelling wees, 'n antitese. Met ander woorde, die ongelowige redeneer vanuit sy gevallendheid, en dan kom hy, soos Romeine 1 sê, by die punt uit dat daar nie 'n God is nie, maar hy onderdruk eintlik net die waarheid en sy eie gewete, want hy weet daar is 'n God, maar hy redeneer verkeerd in sy gevalle denke. En daarteenoor kom die Christen geloof, die protestante, die gereformeerdes kan mens sê, en hulle bring die antitese, die waarheid van die woord,
want dit is die woord waardeur God homself openbaar het aan ons en waardeur ons die absolute waarheid ken en waardeur ons dan ook die werklikheid kan verstaan en reg verstaan, soos wat God dit bedoel het. Goed, en dan net nog 'n ding wat die gereformeerdes, veral Kuyper, dan bekend is voor, is dat God en Christus, God drie-enig, regeer soewerein oor alles in sy skepping. So jy sien, nou kom jy al nader aan wat ons dan nou verlede keer gesê het oor die voorveronderstellingsapologetiek. Jy moet God voorveronderstel. Ons is nie daarom om te bewys nie, hy het homself openbaar. So hy is daar. Jy moet hom erken en bely. So dit is in kort die historiese aanloop tot en met die gereformeerdes Bavinck en Kuyper en so aan. Gerry? Ja, ek dink ons moet mooi sien dat hoewel hierdie die historiese oploop is, hier baie dinge is wat vandag maar net herhaal en wat nog steeds voorkom. Hierdie hele gedagte van neutraliteit, dit is waarom mense graag wetenskap en geloof teenoor mekaar afspeel en maak asof wetenskap hierdie neutrale ding is wat hulle beoefen en absolute feite dan bewys. En daarom het hulle nie 'n probleem as jou hele gedagte is wel, jy's neutraal in die wetenskap, het hulle nie 'n probleem om dan te sê, wel die wetenskap gee al die antwoorde, selfs op voorwetenskaplike vrae nie. Soos vat byvoorbeeld maar die evolusie-teorie, dit is 'n teorie, maar dit word deur soveel mense as die waarheid aanvaar, want dis hierdie gedagte, maar die wetenskap is neutraal en dit is absoluut en natuurlik saam met die neutraliteit die hele gedagte van die mense verstand is bo alles verhewe en dan maak die Christene, ons as gelowiges maak dan baie keer die fout om te dink, wel wanneer ons nou apologetiek pleeg, want ons pleeg dit baie keer, ons doen dit nie altyd nie, is ons moet nou wegbeweeg van alles wat ons glo af en ons moet al die feite voorhou aan mense en dan moet hulle nou kies. Hulle moet nou vir die waarheid kies. Waar dit glad nie is nie. Gereformeerde apologetiek loop altyd hand aan hand met die evangelie. En ek glo ons gaan dit nou sien as ons bietjie van Till en Bahnsen en Frame en so op uitbrei. Ja, jy maak by wat Gerry sê, maar begin met 'n vraag en dis om te vra jonkers, jy die woord antitese gebruik. Sê net vinnig weer wat dis 'n groot woord, of nie 'n groot woord nie, dis 'n kort woord. Dis 'n eenvoudige woord. Maar ek is clueless. Wat word daarmee bedoel? Ja, ons is mos geleer as jy preek skryf, dan moet jy maklik en moeilik saam sit, sodat jy vir die moeiliker ouens dit kan duidelik maak, maar ook vir die wat dit nog nie hoor nie of verstaan nie. So ek het begin deur te sê dis 'n teenstelling. En dan praat ons nou maar net van tese en antitese. Kyk, dit is eintlik 'n konsep wat by Hegel begin. En hy die tese, die antitese en die sintese, maar ons hoef nie noodwendig dit te gebruik nie, want dit klink nou alweer soos 'n paradigma verskuiwing en een volg op die ander, en dan sit jy juist bietjie vas partymal by relatiewe waarheid, nê, en dat die konteks die waarheid bepaal. Maar goed, dit is nou 'n gesprek vir 'n ander dag. Ek dink ons moet net vir mekaar sê, die ateïs of ongelowige het 'n tese. Met ander woorde, hy het 'n stelling om te maak waarin hy die werklikheid en waarheid met mekaar probeer versoen. So hy sien die werklikheid volgens sy tese. Soos wat Gerry nou gesê, die Darwinis sê, als het deur evolusie gekom, evolusionisme.
Maar dit stem nie ooreen met die volle werklikheid nie en met die uitlewing van die werklikheid nie. En daarom kom die Christen met die antitese en hy stel dit wat die skrif ons leer en ons kan dit doen want ons weet die absolute waarheid lê by God en hy het homself geopenbaar in sy skepping en veral dan in sy skrif, in die Bybel. So daarom kom ons met die antitese en sê nee, God bestaan en jou wêreldbeskouing, die ateïs se wêreldbeskouing, maak nie sin nie. Want daar is baie, inconsistencies, onsamehangende teenstrydighede in sy wêreldbeskouing en hy kan dit nie eintlik voluit uitleef nie, dit maak nie sin nie. Goed, so dit is wat ek bedoel met die antitese. Wat ek geweet wat met antitese bedoel word. So as ek dit nou in 'n beeld kan stel, net toe ek klein was die ou met die killer serve in tennis Goran Ivanisevic geweest. Nou hy het miljoene kilometers per uur geserve. Hy het elke keer 'n ys geslaan, nê. Jy wou nie teen hom tennis speel nie. Niemand het 'n return serve op hom gehad. So jy sê die ateïs of die ongelowige kom met 'n tese. Hy kom met 'n serve wat so hard is dat die tennisbal vlam vat. En dan kom die Christen met 'n antitese, met 'n return serve wat daai bal nie net stop nie, maar terugslaan en daai ou op die agtervoet sit. Korrek. Okay. En dan net die waar ek by Gerrie wou aanhaal, die gereformeerde prediking is nie noodwendig hiermee besig nie. Ons is op die voorvoet. Ons is nie noodwendig, wanneer ek gaan preek, is ek nie met 'n return serve besig. Die ateïs sê dit, dat, X of Y nie. Ek kom positief en sê, God openbaar hom in die woord, ek verklaar dit, ek maak dit bekend. So ek is nie noodwendig in prediking hiermee, maar ek werk met die voorveronderstelling, die voorwetenskaplike voorveronderstelling. God is daar, hy openbaar homself deur die woord, hy is kenbaar, dis toetsbaar, dis objektief en dit het implikasies vir die hele bestaan. Heeltemal korrek, maar mens bevind jouself in hierdie wêreld altyd, vanweë die sondeval, altyd in 'n teenreaksie. Want die wêreld is altyd daar en die sondeval is altyd daar. Ons almal is sondaars, maar daar is 'n waarheid en daar is 'n leuen. Dis die wêreld waarin ons leef. So jy is heeltemal reg, mens preek positief, maar die teenantwoord, met ander woorde die apologie wat jy gee is nie negatief nie. Dis die waarheid. Dit kom baie keer in gesprekke as negatief voor. Ek dink vir al die vorige episode wat ons geluister het, met die verskillende benaderings kan dit baie keer voorkom asof dit net sterker argumente is as andersin. So ons kyk wie die sterkste argument en wie plat geslaan. Dis nie waar dit gaan nie. En daarvoor moet ons waak. Ons moet daar teen waak, bedoel ek. Die Bybel leer ons baie duidelik in Efesiërs 4 dat ons die waarheid in liefde soek. En wanneer iemand ons vra oor die waarheid, dan getuig ons ook van die waarheid. Dis hoekom dat ons protestante genoem word vanuit die reformatie, want ons het getuig vir die waarheid. Nie net teen ander mense nie, maar vir die waarheid. Maar goed, so net bietjie terug by wat Gerrie gesê het. Ek dink hy het 'n belangrike opmerking gemaak oor daardie neutraliteit en menslike wetenskap en hoe die gelowige afgemaak word as hierdie subjektiewe swakkelingetjies wat nie feite kan gee nie. Want ons soek empiriese feite en ek dink dit is 'n verskraling van waarheid. Natuurlik is empiriese navorsing is dit goed en dis 'n afdeling want ons kan ons sintuie gebruik om die waarheid te ontdek in die skepping. Maar daar is ook so iets soos die metafisiese, né? Ons praat van die fisiese en die metafisiese. So jy kry goede wat buite hierdie wêreld is, as mens dit so kan sê. En dit is God, né? Hy het sy skepping gemaak. En hy is verhewe bo sy skepping en jou sintuie kan nie
daardie dinge ontdek nie, maar dit beteken nie, dis nie waar nie. So dis maar net in kort wat ek daaroor kan sê, en ons moet glad nie terugstaan as gelowiges om te sê, maar ons het nie eintlik feite nie. Ja, ons het nie empiriese feite dalk nie, maar logika, redenasies, waarheid, dit alles, jy weet, logiese argumente, dit het alles deel van die waarheid, om dit te beredeneer. Die skrif, dit is 'n werklike feit. Niemand kan daar verbykom nie. So ons moet nie dink daar is 'n vyandskap tussen wetenskap en geloof nie. Hoewel die wêreld ons so wil laat glo, daar is nie daardie skeiding nie. Maar goed, as ek dan nou maar oor mag beweeg, nou trek ons dan bietjie by, nadat ons nou vir Kuyper en Bavinck en Stoker bietjie net oorsigtelik bekyk het, kyk ons nou bietjie meer in detail na Van Til en Bahnsen, Cornelius Van Til, Greg Bahnsen en John Frame. Nou, ons is nou nie hier om feite deur te gee nie. Ek bedoel, die luisteraars kan tog sekerlik ook bietjie navorsing gaan doen as hulle wil, om kyk wanneer het die ouens geleef, maar dis ouens wat in die 19de, 20ste eeu geleef het, en John Frame, hy lewe nog, maar dit is ook dan natuurlike ontwikkeling, as ek het nou reg het, Van Til, Cornelius Van Til is die een wat bekend staan vir die voorveronderstellingsapologetiek, dit is jou gereformeerde apologetiek, en dan het hy studente gehad, en sy student was Greg Bahnsen, en sy ander student was John Frame. John Frame is vandag 'n ou man. 'n ander student, ek dink amper dit was ook sy student, as dit nie Frame se student was nie, is dit Scott Oliphant, wat in die gereformeerde, hy's 'n gereformeerde professor, emeritus professor vandag daar in Amerika. Goed, maar die punt is maar net, daar was ook vanuit daardie historiese aanloop, is daar ook 'n ontwikkeling in hierdie gereformeerde denke. Om juis apologetiek, gereformeerde apologetiek te verfyn, kan 'n mens maar sê. En so is daar, het ek die vorige episode ook gesê, baie kritiek teen Van Til se maniere, en veral oor sy konsepte wat hy gebruik, wat hy nie altyd kon definieer nie, maar gestaan het by dit. Maar hy bou op dit wat Kuyper en Bavinck gewys het, en Stoker met die wêreldbeskouing as jou voorveronderstelling, en volgehou dat daar geen neutrale feite is nie. En dan praat die gereformeerdes ook natuurlik van die voorveronderstelling van God. Jy kan nie sin maak van die waarheid en die werklikheid as jy nie God veronderstel nie. Nou dis ook natuurlik, ek weet nie of julle ook onthou, op teologiese skool is daar natuurlik baie in my tyd daaroor gedebatteer, maar dit is 'n sirkelargument, en dis die hoofkritiek ook teen 'n gereformeerde apologetiek, dat jy begin met die gevolgtrekking, maar jy stel dit as 'n feit vir die vertrekpunt van jou argument. So met ander woorde, die Bybel is waar want die Bybel sê hy is waar. God bestaan want die Bybel sê God bestaan. Daai tipe argumente, ek weet nie of julle dalk wil reageer of saamgesels nie. Het ek julle in sirkels ingepraat? Jy sê vinnig met ons met die vraag. Sê net weer, wat is die vraag? Vra jy Jonker, vra jy het 'n kommentaar of Korrek, ja, 'n bietjie kommentaar oor die sirkelredenasie kritiek teen gereformeerde. Ja, die sirkelredenasie kritiek is eintlik, jy weet, want dit gaan oor retoriek. Hoe argumenteer jy? En ek het nou nie 'n liniaal voor my nie, maar hierdie keyboard sal doen net ter illustrasie. Hoe weet jy 30 cm is 30 cm lank? Iewersters is daar 'n standaard. Dit was een of ander Fransman wat die metriese stelsel ontwerp het, wat alles in desimale
en daar's is iewers tussen in die museum die oorspronklike meterstok. So daar is 'n standaard en as nie net as gereformeerdes nie, maar as Christene bely ons die kanon as die reël vir ons geloof. Dit is 'n noodsaaklikheid. Sonder dit kan ons nie, en ons besef ook juis vanuit die skrif, maar ook deur filosofiese denke, sonder die skrif swem ons in 'n see van stemme van mense wat tas na God. En weet selfs gevalle sonder mense kan nog steeds reg wiskunde beoefen. Hulle kan 100% kry vir hulle wiskunde toets, maar om die uiteindelike waarheid van wie God is volledig te begryp, sy eenheid, sy veelheid, om die natuur reg te verstaan, alles wat mense in die natuur sien, kort jy die skrif. So die skrif gee homself van God af om die natuur reg te verklaar, en omdat ons die skrif het, maak die natuur sin, en as ons met dit na die natuur kyk, dan sê ons maar die skrif verklaar dit wat ons daarin sien. Natuurlik is baie filosofies, maar ek dink dis iets van die wisselspel rondom die sirkel argument. Dis almal het 'n standaard. Daar is 'n vertrekpunt vir alle argumente wat 'n gegewe is. Ja. As ek net bietjie ietsie mag byvoeg, ons hoor baie keer by apologete ook die 3-punt argumente, baie mooi induktiewe argument, met ander woorde, daar is 'n hulle noem dit 'n premise, vertrekpunt 1, vertrekpunt 2, of 'n stelling 1, stelling 2, en daarom is daar 'n gevolgtrekking. Ek kan nou nie aan 'n voorbeeld dink nie. Ek sien die lig is blou, jy sien die lig is blou, en alle ander mense sien die lig is blou, en daarom is die lig blou. Nou, die argument wat dan gevoer word deur sulke mense, is om daardie argumentering te gebruik en te sê, maar goed, julle sê nou, ek glo in God, al die ander mense glo in God, so daarom bestaan God. Maar julle as gereformeerdes sê nou, God bestaan, want sy woord sê hy bestaan en daarom bestaan hy. So daar's fout in die argumentering volgens daardie mense. Maar 'n reaksie daarop is dat nie alle induktiewe argumente, of nie net induktiewe argumente is die enigste geldige argumente nie. Dit is 'n manier om sin te maak van werklikheid rondom ons, maar dis nie die enigste manier nie. En soos jy tereg gesê het, ons het 'n maatstaf wat God gesê het, hy het homself openbaar in sy woord, en as jy hom wil ken sy woord. So ja, jy kan seker maar die kritiek opneem dat dit 'n sirkelredenasie is in daardie opsig, maar dit beteken nie is nie waar nie. Ek dink ons kan binne in ons feilbare, sondige natuur ook nie altyd alles weet nie, soos wat Paulus sê. Ons ken ten dele, so jy kan nie alles uitredeneer nie. Want God is nie uitredeneerbaar nie. Hy is bo sy skepping, groter as sy skepping. Hoe weet jy dit, Jonker, hoe weet jy dit? Is dit wat jy gesê het sopas gesê het waar, of is dit net ten dele wat jy dit bekend maak, en moet ek jou daarom net ten dele vertrou, of is dit regtig erg waar? Het jy antwoord op jou vraag? Ja. Dit is daar waar ons op die woord van God moet staan. Ons kan ware waarheid ken. Nee, ons het nie die volle waarheid nie, maar ons het ware waarheid, as ek my gunsteling filosoof Francis Schaeffer mag aanhaal, of apologeer. Ons het werklike kennis van die waarheid. Ons het werklike kennis van God. Dis nie valse kennis van God wat ons het. Kennis van God wat ons uit die skrif het, is nie sondige, gebrekkige kennis nie. Dit is volkome wat ons nodig het. So ons moet nie onsself in die voet skiet met Paulus
in 1 Korintiërs 13 en sê daarom tas ons as Christene eintlik ook in die donker en ons weet nie of ons Nee, ekskuus, ek het verwys na 'n induktiewe redenasie vermoë het gebreke. En in partykeer het ons argumentering ook gebreke. Maar dit beteken nie dit is dit is 'n weerspieëling van die volledige waarheid nie. Dit is maar omdat ons gebrekkig in ons op hierdie aarde is, kan ons nie alles ten volle verklaar in ons gebrekkigheid nie. Dis maar my bedoeling, skus. Maar ja, ek dink wat jy daar ook aanraak in jou antwoord is dat ons ook rekenskap moet gee van die werking van die Heilige Gees. Daar is iets wat ons nie met empiriese waarneming of bewyse kan bewys nie, en dit is die Gees wat in die mens sy hart kom verander. Al wat ons, kan mens sê, empiries daarmee kan bewys is dat die skrif ons leer dat dit is hoe dit werk. Gerry? Ja, ek wil maar net noem dit wys vir ons hoe belangrik die gereformeerde apologetiek se verkrekpunt is. Ons werk met voorveronderstellings. Ons voorveronderstelling is dat God bestaan. Ja. En omdat dit die voorveronderstelling is, glo ons wel dan is sy woord die waarheid. En wat die ouens soos Van Til en Bahnsen en Frym seker ook, ek ken nie Frym baie goed nie, mooi vir ons wys is dat ons apologetiese metode ook moet konsekwent wees aan dit wat ons glo en bely. Want baie keer kan apologetiek as iets los van die gereformeerde teologie amper gesien word en los van wat ons glo en ons bely. Ons moet nou skielik op 'n ander manier met dit omgaan as wat ons sê God ons leer. So dis waar ek baie groot waardering vir Van Til en vir Bahnsen het, om te sê, maar ons gaan altyd terug na, maar wat is jou voorveronderstellings? En nou gaan sommige nou baie kan sê oor ek weet party het kritiek oor die militante manier dalk soms, wat sommiges dit mee doen, maar dit is so duidelik as jy met die voorveronderstellings werk, dat jy op die ou einde in daardie lig, en dit is nou waar Van Til en Bahnsen skitter glo ek, dan kan wys, maar waarom maak die wêreld volgens iemand wat iets anders glo glad nie sin nie? En waarom moet hulle by die Christelike wêreldbeeld dan steel, kan mens maar sê? Presies om te kan sin maak. Dit kan sin maak van die realiteit. En dan natuurlik moet die Christelike wêreldbeeld, moet die evangelie aan mense voorgehou word as die antwoord. Want anders te raak apologetiek maar net 'n stokperdjie waarin ouens met mekaar praat en die een wat na die gesprek luister besluit self wie het gewen. As daar nie by die evangelie uitgekom word nie, as Christus nie verkondig word nie, dan mis ons die doel en die krag van die gereformeerde apologetiek. Ja, goed, ek wil net bietjie aanhaak daarby om te sê, maar wat is die gereformeerde apologetiek dan baie bekend voor? En dis in lyn met wat jy gesê het, ons moet God veronderstel. En Greg Bahnsen was bekend vir sy slagspreuk, the impossibility of the contrary, die onmoontlikheid van die teendeel. En dan het hulle het ook baie gepraat van geleende kapitaal. Met ander woorde dat die ateïs lewe binne God se skepping en hy gebruik daardie beeldskap wat God hom gegee het, daardie vermoëns. So alles wat God hom gegee het, gebruik hy om God te probeer om te verduidelik dat God nie bestaan nie. Om God te ontken. Dis Romeine 1.
So dis deel van die voorveronderstelling wat ons as gereformeerdes het, dat die mens in sy natuur, in sy natuurlike gevallendheid, God se skepping wil gebruik om te verklaar dat God nie bestaan nie. Tipies Romeine 1. En daarom is die kritiek baie keer, of ekskuus, die aanslag van die gereformeerde ook baie keer om te kyk na die interne of intrinsieke kritiek van daardie ou se stellings. Want hy het 'n wêreldbeskouing wat nie sin maak nie, wat nie ooreenstem met die werklikheid nie. So daarom kan jy hom deur middel van argumente, logiese argumente, vra op waarom glo hy wat hy glo? En hoe maak dit sin met die res van die werklikheid? En dis nou ook waar ouens soos Frame en Schaeffer dan bietjie verder gegaan het en gesê het, maar ons kan dit bietjie meer alledaags, kan ons hierdie argumente voer. Maar die ateïs sal tipies sê, ek glo nie in God nie, ek glo net in wetenskap en logika. En die gereformeerde sal vra, goed, maar waar kom logika vandaan? Jy weet, so, hulle kan nie die uiteindelike bron of oorsprong daarvan verduidelik nie. Maar dit kan nie net wees nie. En hulle het nie empiriese navorsing om dit te bewys nie. Maar hulle soek en beweer self dat hulle net op empiriese navorsing staat maak. Goed, so ek weet nie of ons nog iets hieroor wil sê nie, as julle graag wil, ons kan vinnig net na John Frame, ek het maar net dit ingesit, want ek dink dit is nogal baie handig vir die apologetiek. Hy praat van die 3 perspektiewe. Hy sê alle mense kom met perspektiewe. Jy weet, julle het al seker daai getalletjie gesien wat geverf is op die grond, die nommer 6, en een staan die kant en hy sê is 'n 6, en die ander een staan daai kant en sê is 'n 9. Daar sit jy by relatiewe waarheid. Maar wat John Frame dink ek goed gedoen het, is het gesê, goed, ons almal het verskillende perspektiewe, maar ons het 'n absolute waarheid. So jou perspektief kan nie jou waarheid wees en my perspektief my waarheid nie. Daar's 'n situasie, daar's 'n nommer 6 op die grond, of 'n nommer 9. Dis die situasie. Maar dan het ons die woord van God. Dit is die normatiewe. Jy sit met 'n absolute waarheid, wat aan jou openbaar word. En vanuit die absolute waarheid moet jy gaan vasstel wat in hierdie situasie is verkeerd en wat is reg. En dan moet jy eksistensieel as mens wat bestaan, moet jy optree daaroor. Goed, is daar enige van julle wat bietjie bydra wil gee? Dink ons tyd raak min. Maar ek dink terwille van tyd, kom ons praat dan nou net in terme van 'n relativisme. Ek het nou daai voorbeeld gebruik. Elke mens het sy eie waarheid. Dit hoor ons vandag by baie mense. Ja, my waarheid is my waarheid en joune is joune. So, jy weet, tipies wat 'n gereformeerde daarop sal sê, 'n gereformeerde apologeet is, goed, as jou waarheid is en my waarheid is my waarheid, soos wat jy beweer, is jou waarheid dan waar? Want jy sê dan nou eintlik jou waarheid is waar, maar dit is net relatief. So daar is nie meer 'n absolute waarheid nie. So jy het hom eintlik op sy eie stelling het jy hom aangevat, sodat hy kan agterkom, maar sy stelling maak nie sin nie. Jy is eintlik net by jou eie persoonlike opinie. Maar ons weet daar's 'n objektiewe waarheid. En daarom moet ons hierdie tipe van dinge uitwys vir mense, want anders leef hulle met hulle wêreldbeskouing asof hulle volgens die waarheid leef, maar hulle leef eintlik in die leuen. En daarom kan ons hulle help deur tereg te wys op die dinge wat hulle verkeerd verstaan, sodat hulle al nader kan leef volgens die waarheid van God se woord. Goed, julle, daarmee wil ek dan nou, dis my laaste sê, ek weet nie of julle ietsie graag wil byvoeg nie. Ek wil dit prakties maak wat jy gesê het, want dis
so relativisme in praktyk uitspel is almal sal sê die lig is blou, maar wie sê jou blou is dieselfde blou as die blou wat ek sien. Is dit nie net aangeleerde terme en lyk dit nie, maar jy weet ons moet individue en ervaar die werklikheid anders. Dan sê ons goed, maar wat is die frekwensie van blou lig? Dit het 'n objektiewe meetbare frekwensie wat vasgestel is, wat dit onderskei van rooi en violet en al die ander kleure. Juffrou Dinkie sing daarvan. So daar is 'n objektiewe waarheid wat relativisme negeer. So jou belewenis van kleur of van die werklikheid is altyd gekoppel aan dit wat is. So relativisme kan eintlik nie bestaan sonder wat ons net nou gesê het, 'n voorveronderstelling, sonder iets wat vas en seker is nie. Ons moet die teorie van relativisme kom van Einstein af, dis 'n fisiese teorie, dit gaan oor tyd wat snaakse dinge doen wanneer dit naby aan groot kolle van swaartekrag is. Ek gaan my nie uitgee as 'n fisikus nie. Maar die probleem daarmee is dit is 'n teorie wat die fisiese werklikheid probeer verklaar en om dit dan veral in 'n sosiale dinamika te probeer toepas. Jy weet daar's ons goeie wat regtig nie relatief is nie, soos die bou van 'n brug. Daai wiskunde agter dit laat nie jou interpretasie toe nie. Dis nie om 'n gediggie te lees wanneer jy 'n brug bou nie. So daai onderskeid tussen die objektiewe ligfrekwensie teenoor subjektiewe belewenis. Ek dink dis 'n belangrike ding by relativisme om uit te wys. Ek wil 'n klein kommentaar byvoeg. Die fisikus of ateïs wat hulle self ook mos as wetenskaplikes voorhou, sal tipies dalk reageer en sê, maar goed, hoe verder lig weg is, hoe meer verander sy kleur. So jy sien daar's relativisme. En relativisme is dus die absolute waarheid, maar nou, en dis hoekom ek dink ek so baie van Frame hou. Want Frame sê, goed, maar daar's 'n absolute waarheid. Ja, jy het jou perspektief, ek het my perspektief, dit hang af waar ons staan, op watter planeet jy staan, maar daar bly nog steeds 'n absolute waarheid. En ons moet daarvolgens reageer, in geloof of ongeloof. Maar goed, julle, dit is dan die einde van ons gesprek en ek hoop die luisteraars het dit ook geniet. Dit is geloofsopbouend en dit rus ons toe om ten minste bietjie te kan nadink oor hoe voer mens gesprekke met ander mense, gelowiges, ongelowiges, mense wat jou aanvat, of net mense wat meer wil weet. En soos ek vroeër in die episode gesê het, mag ons altyd die waarheid in liefde verkondig en met die hoop wat in ons is. En as jy die episodes ook geniet het, luister verder graag in hierdie reeks. Dan kyk ons hoe gaan ons spesifieke situasies dan hanteer in volgende episodes. Baie dankie, goed gaan.